Ek gaan vanmôre, ek gaan nie 'n nuwe preek vanoggend nie. Dis mense wat so lank klas in die kerk was dat ek liewer alles wil nee, ek spot. Dit is ter wille van my vrou wat ek dit moet herhaal. Maar laas Sondag se preek het my geweldig geïmpakteer. As jy laas week se diens gemis het, dan het jy baie gemis. En ek wil dit, ek gaan dit, en ek weet van julle was in die kerk, maar die oorgroot nie, ek spot. Maar ek wil teruggaan daarna toe, want dit geweldig my gepraat. Vir my was dit die beste boodskap wat Aline ooit gegee het, maar die rede daarvoor is omdat God met ons op hierdie pad is. Dit was nie 'n nuwe woord nie. God het van die begin van die jaar af het hy met ons gepraat oor hierdie dinge. En ek sien daar's baie vraagtekens, want jy kan nie onthou wat dit is in Januarie gepreek nie. Maar daar's twee goed wat ek wil beklemtoon wat die Heer vir ons as gemeente gesê het. Wat geweldig belangrik is, wat aansluit by dit wat Aline gedeel het. Tsepo, get your clip ready. Ek het Tsepo gevra om vir ons 'n opname te speel, maar hy is nog jonk en onervare en ek dink nie hy was al in die wildtuin gewees nie. Hy het dalk 'n idee van 'n leeu, maar dit wat hy gebring het, dink ek is nie die beste nie. Maar voor hy dit gaan wys, onthou Aline gepraat oor die leeu. Die leeu wat brul. Dit het nogal, toe sê daaroor praat, toe dink ek, ja, 'n leeu brul. Ek weet hy brul en hy brul. Dis 'n brul. Maar daar is toe sy klaar gepraat, toe verstaan presies wat sy sê. Daar is 'n verskil in brul. Laat ek julle verhaal vertel, ons het so, jene, dis seker, ek en jou, hoe lang is ons nog daar, 32 jaar. Is seker so 35 jaar terug, het ons gemeente Zimbabwe toe gegaan, ons was so 22 mense, en ons het daar by die valle, ons was by klomplekke, maar ons was by die valle gewees, in natuurreservaat, en nou was ek 'n shelhuis, maar vrek warm. Ja, ekskuus, dis dalk nie goed, maar dit was baie warm. Dit was baie warm gewees, en ek en my bok het 'n kamer gedeel, daar's nie waaiers nie, maar daar's 'n gelukkig muskietnette gewees, en ek en hy besluit, ons sal liewers buite op die stoep slaap, waar die windjie waai, en daar's balke, oop balke, ons maak die muskietnet vas daaraan, en gooi die muskiet en matras op die grond, en nou lê ons daar buite en gesels, en ons raak stil om te slaap, en ewe skielik brul 'n leeu. Nou ek kan jou net my storie vertel, ek weet nie wat sy hart aangegaan het nie, maar wat ek ervaar het, ewe skielik is daar 'n leeu wat brul. Maar soos wat Aline gesê het, dit voel of die aarde bewe om jou. Verstaan? Nou lê ek doodstil, nou hoop ek, oom Bok sê, luister die Chris, kom ons gaan in. Maar ek dink aan sy kant, dink hy ook, ek hoop Chris sê, nou lê ons, maar daar is nie slaap nie. Nou is ek wakker soos kan kom. En hy brul weer, en dit klink of het nader is. Maar, dit klink regtig of hy 200 meter van jou is. En ek weet, hy was dalk 4 kilos weg. Maar die klank vibreer so in jou lyf. Maar, ek dink is nie die klank nie, ek dink ek het begin bewe. Op die ou einde besluit ek gaan maar die minste wees. Ek gaan nie braaf wees, ek gaan vir 'n bok sê, luister, waarom of nie, ons gaan binne slaap. Ja, voor toe ons nou ons muskietnette gevat en ons is toe binne toe. Want daai brul het my laat bewe. Daai brul het vir my gesê, hey, hier man is nie hier vir grappies nie. As hy vannag kom en jy snork lekker, dan is dit goodbye, Marai. Ek wil net sê, hy gaan vir ons 'n leeuetjie speel, luister net na die klank. Dit is vooral vir mense wat nie 'n leeu ken nie.
Thank you, Jesus. Dankie, Dion. Ons kan nou flippie, ons kan nou die lig aansit. Ek is bang as mense wat gaan uithardloop. Kom sit die lig agteraan, dankie Barbara. My boeties sê, daar is 'n verskil tussen 'n leeu in gevangenskap en leeu in vryheid, het sy gesê. Ek wil hê jy dit onthou. Nou vat ek jou terug na wat die Here met ons gepraat het. Kom ons gaan na Deuteronomium 31. Ek soek daai man wat chocolates gehad het. Louis, ek gaan jou nou roep, hoor. Jy moet klaar eet, ek moet jou graag hier voor hê. Deuteronomium 31. Dis waar die Here met ons begin het, die boodskap wat die Here vir ons gegee het in die begin van die jaar. Vers, ek gaan lees, ek gaan net 2 verse lees. Dis Joshua wat met die volk praat, en vers 3. Deuteronomium 31 vers 3. Die Here jou God, hy trek voor jou, hy trek voor jou oor. Hy sal al die nasies voor jou uitdelg, baie sterk woord. Onthou, dis voordat die beloofde land ingaan het. Hy sal al die nasies voor jou uit verdelg. En hy sal hulle en jy sal hulle uit hul besitting bevry. Met ander woorde, hier's duidelik wat die Here sê, luister hier, ek sal die vyand vir jou verwoes. En dan die vers wat hy met ons gepraat het, veral, vers 6, hy sê, wees sterk vol moed, wees nie bevrees of nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Louis, kom gou hier na toe asseblief. Ek het toe die voorbeeld gegee en ek wil net weer opnuut gee. En ek wil hê jy moet die prentjies sien. As ek hierdie tipe leeuetjie my wil aanvat, hierdie welpie, raai wat, die Here gaan nie vir my sê, wees sterk en volmoed nie. Want ek het die kapasiteit om hierdie man te wen, hopelik. Ek hoop jy die prentjie. God sê vir Josua en die volk, wees sterk en volmoed, want die vyand wat jy het, is nie so nie. Baie dankie Louis, jy kan gaan sit. Nou kan ek vir, ek soek groot manne, nou kan ek vir Willie en vir Chart en vir Christopher roep en sê kom staan nie. Onthou, baie keer as 'n leeu, iemand hou van TV kyk en vir natuurlike lewe, baie keer as daar mannetjie is, alleen mannetjie is, dan sal 2 of 3 wees wat hom uitdaag. En normaalweg maak hy dit nie. 4 of 5 van hulle wat hom uitdaag. Maar wat die Here vir ons sê is, luister hier, daar is nie net een leeu wat na jou toe gaan kom nie. Die Here sê vir ons, daar gaan 4, 5, 6 jong mannetjies wees, wat jou wil ontroon. Maar wees sterk, volmoed, hoekom? Want ek gaan die oorwinning vir julle gee. My boetie en sussie, daar gaan aanslag kom op aanslag op aanslag. Goed wat nie regverdig is nie. Maar die Here het ons gewaarsku, jy gaan moet sterk staan. Volmoed, maar jou vertroue is nie in jouself nie. Ons gaan op God moet vertrou vir die oorwinning. As dit die Here sal nie vir ons sê wees sterk as daar 'n loeie is wat ons aanval nie. Maar hy weet, die vyand speel nie skoon nie. Hy sal alles in sy vermoë doen. Daarom sê die Here, ons sal op hom moet vertrou en hy sal vir ons die oorwinning gee. Wat is ons oorwinning? 1 Johannes 5 vers 4 en 5. Ek gaan nie in Joshua lees, jy kan Joshua 1 gaan lees ook, waar hy vir Joshua persoonlik gesê het, wees sterk volmoed. Nie 1 keer, nie 3 keer. Ek wil hê ons kos bly na 1 Johannes 5, vers 4 en 5. 1 Johannes, agter in die Bybel, hoofstuk 5,
vers 4 en 5. Hy sê, want alles, ja, is pragtige skrif, hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Luister hier, dis jy en ek. Alles wat uit God gebore is, oorwin hierdie wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. My boetie en susse, wanneer 5, 6, 7 leeumannetjies kom, en jy gaan daarop fokus, gaan jy dit nie maak nie. Daar gaan aanslag kom, daar gaan uitdagings kom, daar gaan negatiewe goed kom na jou kant toe. Maar as jy gaan kyk en luister na dit, dan gaan jy dit nie maak nie. Die Here sê, dis ons geloof wat vir ons die oorwinning gaan gee. Sê, Here, maar U het dit gesê, en ek staan op U woord. Die tweede ding wat die Here vir ons gesê het, is dat hy het ons gered uit die slawerny van Satan. Ons was in sy koninkryk, ons was verlore. Maar sy hart is, onthou, ek het vir u gesê, Adam Eva het heerskappy gehad. God wou koninkryk vestig op aarde. En hy het die mens aangestel om te heers as konings namens hom op aarde. En hulle het verloor en hulle het die vyand gegee, vir die duiwel gegee. Onthou, die mens was geskep om te heers. Hulle verloor dit aan 'n bose engel, aan die duiwel, en hy heers toe op die aarde. En Jesus kom en hy betaal die volle prys, hy vat die heerskappy weg van Satan, en hy sê Matteus 28, alle mag en alle gesag behoort weer aan my. En dan sê, ek gee dit vir julle. Met ander dit wat Adam Eva verloor het, herwin hy. En gee dit weer vir ons. En dit sluit baie aan by die verlore seun, wat Deline gedeel het. Die verlore seun was verlore. Dis ek en jy gewees. Ons het in sonde gelewe, ons was slawe van sonde. Ons was slawe van die vyand. Ons was in die varkhokke. Maar toe ons terugdraai, ons bekeer, terugdraai na God die Vader toe sê hy nie, jy's meer slaaf nie, toe sê hy nie, ek klee jou met die kleed van koningskap. Onthou jy, Deline het gepraat van die Joodse seun, en ek weet Gideon hulle het dit ook gedoen met hulle seuns. Wat die Jood gedoen het, hulle het 'n seun op, hulle het om 'n kleed gegee, die kleed van die beroep van die Vader. Belangrik. Die beroep van die Vader het daai seun beklee. Jy weet, hier is 'n skrynwerker, hier is 'n onderwyser, hier is 'n predikant. En dan het hom op sy skouers, die pa op sy skouers gesit, en hy was trots op sy seun. En sê, dit is my geliefde seun, op wie ek trots is. En dis presies wat die Vader met die verlore seun gedoen het. Hy het hom gekleed met 'n koninklike kleed. In Romeine 13, kom ons blaai gou soontoe. Romeine 13 vers 14 sê hy die volgende. Hy sê, Romeine 13 vers 4, hy sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. En maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Met ander woorde, die Vader beklee ons met Here Jesus Christus. En daarom, wanneer mense na ons kyk, moet hulle Jesus sien in ons. Want God die Vader sê, jy is nie slaaf meer nie. My boetie en sussie, jy en ek is nie meer slaaf van die sonde nie. Ons is beklee met die Here Jesus Christus. Ons is koningskinders, erfgename, mede-erfgename. Nommer 2, toe sê sy, hy het 'n ring gekry. Ring beteken autoriteit en gesag. Sy het ook gepraat van skoene wat verteenwoordig dat jy nie 'n slaaf is nie. En in Handele in 1 Johannes 20:21 sê, Jesus sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle.
Daarom, my broer en sussie, ek en jy is gestuurdes, en daarom het ons skoene aan ons voete, sodat ons sal wandel soos wat hy gewandel het. 1 Johannes 2 vers 6. Dat ons sal wandel soos wat Jesus gewandel het. Maar is geweldig belangrik, daarom het die leeu baie met my gepraat. Die laaste deel het sy gesê, die vetgemaakte kalf, wat die verlore seun ontvang het. En ek sal volgende Sondag dalk bietjie daaroor praat. God wil ons seën. Alles wat in sy koninkryk is, my broer en sussie, is ons sin. En baie keer, ekskuus dat ek dit sê, maar baie keer het ek die gesindheid van die ou seun. Die oudste seun, ek is by die huis, maar dis al. Eendag sal ek in die hemel gaan. En dis ons baie keer my gesindheid om sê, Here, maar ek behoort aan U, maar waaroor ek bekommerd is, ek wil hemel toe gaan. En die volheid wat die Vader vir my en jou in sy koninkryk het, ek het geen begeerte om dit te manifesteer nie. En dis die karakter van 'n leeu wat in 'n kamp is. Terug by die leeu. Leeu wat in 'n kamp is, hy loop hier rond, hy kry sy kos, hy brul ook, maar daai brul is net om te sê ek se leeu. En dit doen ons baie keer, ek se Christen. En daarom die vraag waarmee ek wil eindig vanmôre is, hoe brul jy? Dis wat die Here my uitgedag het. Brul ek soos 'n leeu wat vry is, of brul ek soos 'n leeu wat in 'n kamp is? En ongelukkig moes ek herken en sê, Here, ek doen baie keer die regte goed, maar daar's geen autoriteit in die stem nie. 'n Leeu wat vry is, brul om te sê, hey, hierdie plek is myne. En niemand gaan dit kom vat nie. Ons weet wie ons is in Jesus Christus. Dis nie omdat ons sterk is nie, maar God het gesê, hy is met ons. Hy sal vir ons die oorwinning gee. Maak nie saak hoeveel jong mannetjies aankom nie. God is met ons. En hy wil hê ons moet heers saam met hom. Terwyl leeu in 'n kamp is, brul maar net om te sê ek se leeu, ek se Christen. En dan moet 'n hartsverandering by ons plaasvind. Dan moet ons met 'n ons denke vernuwe. Die woord bekeer beteken metanoia in Lukas, in Matteus 4. Kom ons blaai dalk gou soontoe. Matteus 4. Matteus 4 vers 17. Matteus 4:17 lees as volg. Onthou, dis net nadat Jesus versoek is in die woestyn. Delien daar ook oor gepraat. Met die krag van die Heilige Gees is hy in die woestyn in. Maar toe hy daar uitkom, toe begin Jesus preek, en dan sê hy die volgende vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Daai woord bekeer, ons sê baie keer beteken, jy loop soontoe en jy draai om. Daai woord beteken metanoia. Ons moet ons denke begin verander. My boetie en sussie, ek en jy moet ons denke begin verander, dat ons 'n leeu is, wat vasgevang is in 'n kamp. Ons is vry, en God wil hê ons moet heers saam met hom. En daarom het hy gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang, en ek daaroor ook gepraat. Die doping met die Heilige Gees, die doel daarvan is, en julle sal krag ontvang, om my getuie te wees. Wat was Jesus se doel hier op aarde? As ons beklee, as hy sê beklee met Here Jesus Christus, as hy sê ek gee vir jou ring, as hy sê hy gee vir ons voete, wat het Jesus gedoen? 1 Johannes, ons het dit ook al gelees. Ek wil dit net herhaal vanmôre. 1 Johannes 2. Ek dink is 1 Johannes 2. 1 Johannes 2.
1 Johannes 3, ekskuus. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. En daarom het God ons losgekoop van die sonde. En daarom sê ons moet ons bekleed met Here Jesus Christus, maar die B-gedeelte sê, vir hierdie doel is die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Dit beteken heerskappy. Hy het gekom om die Vader se koninkryk weer te vestig op aarde. En nou het hy gesê, luister, nou gaan ek weg, nou is dit julle verantwoordelikheid. My boetie en sussie, ek en jy is leeu's. Ons is konings van die aarde. God wil hê ons moet heers. En ek moet uit die mentaliteit, die denkwyse van 'n leeu in 'n kampie moet ek uitbreek. En hier moet die bekering plaasvind. Tsepo, is Tsepo daar? Tsepo, waar is dit? Is hy nie daar nie? O, nee, hy gaan nie kry nie. Ek dink is laas jaar dat ek vir julle 'n prentjie gewys van 'n kat wat in 'n spieël kyk en dan sien hy 'n leeu. Onthou julle dit? Die Heilige Gees bring dit nou net weer terug na my toe. Ek en jy moet wegbreek van die mentaliteit van 'n kat. Dis nie wie God ons gemaak het nie. Hy het jou, elkeen van ons het hy gemaak leeu's wat heers. En ons bekwaamheid is nie in onsself nie, sê hy in 2 Korintiërs 3 vers 5. Daar is hy. Thank you so much, Jabu. Daar is hy. Ons sien onsself as 'n kat, maar God sien ons as leeu's. En ek my bekeer van daai denke van 'n kat. Want dis nie wie ek is nie. God sê, bekleed my met Jesus Christus. Hy gee my 'n ring, hy gee my skoene. En hy het die vetgemaakte kalf vir ons. En daarom sê die Here vanoggend vir ons, van die begin af het hy vir ons sê, ons gaan vyande hê. Dit gaan maklik wees nie. Maar ons vertrou is in hom. En hy wil hê ons moet heers saam met hom. Hy het ons gemaak meer as oorwinnaars in Christus Jesus. My boetie en sussie, en daarom wil ek vanmôre vir jou sê, God het my uitgedag. Hoe klink jou bril? Dis nie dat jy nie bril nie. Dis nie dat jy nie bril nie. Maar hoe klink daai bril? Is dit 'n bril van ek se leeu, ek se Christen? Of is dit 'n bril wat sê, hey, niemand kom vat net hier nie. En ongelukkig die vyand se plan is om te vat, slag, steel en verwoes. En God wil hê ons moet heers saam met hom. Dis tyd, my boetie en sussie, daarom die woord wat Delien gepreek het met ons is 'n kosbare woord. En God wil ons herinner wie ons is in Christus Jesus. Amen. Kom ons sluit af. Baie dankie Jesus dat U het 'n duur prys betaal. 'n Duur prys. Het U lewe neergelê. Nie verniet nie. U het dit neergelê sodat U ons kon red as slawe. Leeu in 'n kampie nutteloos is. Slaaf van die sonde, slaaf van die vyand was. U het ons kom uitred daar. En ons vry gekoop met U bloed. En U het ons geroep, elkeen van ons, om U koninkryk te vestig. Om te leef soos wat U geleef het. Daarom het hy gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek elkeen van julle wat hierdie boodskap hoor, om te heers saam met my.
En het U ons toegerus met die Heilige Gees en met krag. Dinamiskrag om 'n verskil daar buite te gaan maak. Vader, en ek wil bid vir ons wat hier sit vanmôre en luister. Wat hier woord weer hoor. Help ons, laat ons denke sal bekeer. Laat raak ons oë aan, laat ons sal sien soos wat U sien. Laat ons sal bekeer van hierdie slaafgees. Laat ons sal vry wees. Laat ons sal brul soos 'n leeu wat vry is. Wat verklaar, ek is die koning van hierdie aarde. Ek is die koning van hierdie plek. Here, nie omdat dit in onsself is nie, maar dis wie ons geroep het, dis wie ons gemaak het, en dis wie ons toegerus het. En ek wil bid vir elkeen vir ons vanmôre. Help ons, laat ons brul sal verander. Help ons, Here. Help ons. Kom, o Heilige Gees. Kom, o Skeppergees. Help ons om weer te brul, soos 'n leeu wat heers, die koning is van daai plek. Dit is ons gebed vanmôre, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen.